Here, dat ons U kan groot maak. Dankie vir stemme van aanbidding in hierdie plek, terwyl ek hier voor staan. Yes. Ons aanbid nog so 'n bietjie. I will enter His gates with thanksgiving in my heart, His courts with praise. Voordat jy die laaste ding wat jy gekry het voor in die allerheiligste ingegaan het in die tabernakel en in die tempel is die reukofferaltaar wat eintlik aanbidding verteenwoordig. So wanneer jy vanoggend aanbid, is dit 'n aangename geur tot eer van sy naam. Dit is 'n brandofferreuk. You're worthy of it all. You're worthy of it all, Jesus. We worship you as we wait upon you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Be glorified. Be magnified. Hallelujah. 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 Here, dankie Here. Here, ons aanbid U. Here, ons prys U. Here, ons is so dankbaar. As dit nie vir U was nie, waar sou ons wees? Maar die genade was groot oor ons en ons aanbid U vir wat U vir ons gedoen het. Ons aanbid U vir wat U besig is om te doen. En ons aanbid U in geloof vir wat U nog gaan doen, die Almagtige, die maker van die onmoontlike. Yasetoro moshekanda yasebobosoboso, yusuparaso. Worship the Lord in holiness. Worship the Lord. Sing with the angels, holy, holy, holy is the Lord. Holy, holy, holy is the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, we magnify you, Jesus. We magnify you. Terwyl ons speel, sê die Here, hy sê die rede hoekom die voorhangsel gebreek het,
is sodat julle saam met my in die allerheiligste kan wees. Hy het 'n begeerte, sê hy, om ons te ontmoet, om met ons tyd te spandeer. Hy lê dit op my hart, sodat ek 'n begeerte het om gesond te word, sodat ek begeertes het wat hy vir my goed moet doen, so het hy 'n begeerte om met my tyd te spandeer. Die rede hoekom die voorhangsel geskeur het, toe hy gesterf het, is sodat ons in sy allerheilige weer kan wees. Kom sing nou, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see, with all I am. Volgende is dit net in my hart. Die woord sê dat he's the father to the fatherless. En daar's 'n song wat Cody Khan sing. He says, run to the Father. Run to the Father. En vanmôre is hier iemand wat moet, you must run to him. Fall into grace. I'm done with the hiding. No reason to wait. My heart needs a surgeon. My soul needs a friend. He is your friend. He is your Father. Ek weet nie of dit net met die Moedersdag ding is of dit, maar dis so sterk op my hart. Daar wat Christian gesê het van die voorhangsel het geskeur sodat jy kan kom net soos jy is. Run to the Father because he's your Father. The glory of his grace. Amen. 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 Ons sing nog een keer Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong. That I see, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see, with all I Onse Vader wat in die hemel is. Here, U is onse Vader. U het gesê so moet julle bid, nie my Vader of jou Vader nie, maar onse Vader wat in die hemel is. Laat U naam geheilig word. Here, U is net awesome. U is net awesome. U is awesome in hierdie plek en U is awesome in ons lewens. U is awesome in ons situasies. U is getrou. Dankie Here, dankie Here. Wees verheerlik. Ontvang die offer van ons lippe, van elkeen in hierdie plek. En dankie dat dit 'n aangename geur is in Jesus se naam. In Jesus se naam. Dankie Here. Dankie Here. Amen en amen en amen. Jy kan jou sitplek neem. Amen. 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 There's a desperation that I'm picking up in God's heart. He's calling and He's calling and He's calling. And I don't know what's holding you back. But I'm reminded of an army scene, a war scene, where there's 4 people in the pit and the sergeant is with them. And they're too scared to run out. And the sergeant comes up to them in their faces. And he says, leave your fear, get up and go. Start running. God is calling you, and you need to have a war cry, because when you do leave your fear, you will have a war cry. You will stand up and you will yell. I don't know what that yell sounds like. It might be Jesus. It might be wah. But God is saying, where is your roar? Stand up. He wants to do something in your life. He is desperate. He's desperate. I don't know who you are. I don't know your situation. But God is here now.
now. Stop worrying about what the people will say. They are not going to get you into heaven. Today is the day that God wants to set you free. And in Jesus' name, I pray you come forward. Amen, 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 amen. Terwyl Naomi nog vir ons speel, voor ons aangaan, as jy net vanoggend 'n behoefte aan gebed het, as jy net vanoggend wil iemand moet saam met jou bid, hierdie is applicable vir jou, jy voel, asof die Here trek aan jou hart, dis asof ek kan sê, dis hard vir jou om teen die prikkels te skop. Wie ook al jy is, wil ek gou geleentheid gee. Wie nie op jou voete staan nie, as familie hier, ons wil net saam met jou bid. Enigiemand, as jy vanoggend net gebed nodig het, as jy bid saam met my, staan op jou voet, dankie. Is die teenwoordigheid in die gees van die Here wat jou oortuig. Is die teenwoordigheid in die gees van die Here wat jou oortuig. Ons wil net gou saam met jou bid. Ons wil net saam met jou bid. Yes. Is iets om te deel. As jy staan, bly net so staan. Luister net. Goeiemôre. Ek wil net graag ietsie met julle deel rondom worship in the spirit man. Ek het 'n droom gehad waar ek in die droom is daar 'n liedjie wat gesing word in worship vir die Here en ek probeer die liedjie optel in die droom. En ek begin dit te sing in die droom, maar ek het ook 'n sleep app op my foon. En dit rekord alle beweging deur die aand, enige sound. En toe my spirit man die Here geaanloof in my slaap en my app het dit opgetel en ek beleef net met die worship vanoggend, the spirit of God, the spirit man inside of you wants to worship God. So do not withhold the spirit worshiping God, because God is like a magnet. He's drawing the worship out of us. So be open to it and worship God out of spirit and in truth. Yes, amen. Ek gaan vra as jy ingesluit wil wees, wil jy ons moet vir jou bid. Staan gou. Ek gaan vra ons geestelike werkers, ons bedieningsspan, as jy iemand naby aan jou sien, wil jy nie gou jou hand op iemand gaan lê terwyl Naomi vir ons speel nie. Bid vir daardie mense daar in die bank. Ek gaan nie 'n algemene gebed bid nie. Ek wil hê bedien hulle daar. Ek wil hê as jy nog in die bank sit, wil jy net aanhou om die Here net te aanbid nie. Net daar waar jy sit. Eenvoudig. Miskien wil jy op jou knieë gaan. Miskien wil jy net jou hande in die lug sit. Miskien wil jy doen whatever jy voel jy wil doen. Terwyl mense bedien word, aanbid jy die Here. Aanbid jy. Yes. Dankie Here. Miskien vanoggend iemand wat net 'n pa nodig het. Net 'n ma nodig het. Yes. We worship you, Lord. We thank you. We honor you. There is none like you. There is none like you, Jesus. Jy geweet as dit moontlik was vir God om 'n swakheid te hê. As dit vir hom moontlik was om 'n swakheid te kon gehad het, sou dit gewees het vir aanbidding. Jy het geweet God soek aanbidders. Hy soek mense wat hom in gees en in waarheid aanbid. Hy soek mense soos jy. Soek mense. Hy soek hulle. Aanbid hom. Waar jy sit aan by die Here. Aangename geur.
Tontaramase cantamasu. Tomoromomose mamasamasu kutusa. Tese toturasa popotuse kutushe tasehos. Jesus, dank Jesus, dank Jesus. Jesus, dank Jesus. Dank you, Jesus. Semomoso. Kumamase koromoto kosukobose. Ketoroko shekotuso. Tumamasu momoso. Tumamasa mamasa. Tamamasu kutubuse popotuso. Tayatasu. Dank you, Here. Dank you, Here. Loof die Here. Hou maar so aan met speel. Ek gaan die woord wat ek wil deel, wat ek wou gegee het, gaan ek nie eintlik noem, want ek wil ons moet uitkom by die getuienisse. Maar omdat dit Woensdag wil ek nie dit mis nie. Ek wil dit vir elke ma sê, so ek wil dit vinnig sê. Ek wil dit vinnig vir jou sê as jy 'n ma is. Wil ek vir jou dankie sê dat jy 'n ma is. Ek wil vir jou dankie sê vir 4 goed as jy 'n ma is. Ek wil vir jou dankie sê dat jy 'n ma is omdat jy 'n canvas gelewer het vir skepping. Die Bybel sê in Psalm 139 dat God het jou kunstig aan mekaar gewewe in jou moeder skoot. Dit beteken ma, toe jy swanger geword het, was jy 'n blank canvas vir God om te kom skep dit wat jy gaan baar. Kunstig gewewe, geroep in jou moeder skoot. Ek wil vir jou dankie sê ma vir 'n blank canvas. Ek het hier neergeskryf, ma, ek wil vir jou dankie sê vir 'n tabernakel van roeping. Tabernakel in Hebreëus beteken dwelling place. En ek het dit met die vonkprop gedeel laas naweek.
dat toe jy in jou moeder skoot was, sê Paulus, het God my afgesonder. Dit beteken, daar was nie net skepping nie, daar was nie net 'n blank canvas nie, dit was ook 'n tabernakel, there was a calling being bestowed on your life even before you were born. So maar as jy sit, wil ek sê, dit is wat gebeur het binne in jou moederskoot. Jesaja sê, God het my afgesonder van my moederskoot af. Selfs voor ek nog gebore was, my gekies as 'n profeet. Dankie ma vir 'n tabernakel. Dankie ma vir 'n tabernakel. Derde ding, dankie ma dat jy 'n mandjie gemaak het. Dankie dat jy 'n mandjie gemaak het, want toe al die kinders doodgemaak is in Egipte, het die ma van Moses gegaan en 'n mandjie gemaak en sy kon hom nie langer beskerm nie, maar sy maak 'n mandjie want sy moet hom sit op 'n Nylrivier waar daar krokodille is. Sy moet 'n mandjie maak waar daar water is wat hom kan insluk en sy maak dit om hom te beskerm. En is dit nie maar elke ma se hart om jou kind te beskerm nie? En God gebruik jou en sonder dat jy dit besef het jy jou kind op 'n plek gesit waar hy sy roeping kan vervul. Sonder dat jy dit weet, het jy soos Hanna van ouds eintlik jou kind na die Here toe gebring en gesê, Here, hier's my kind. Dankie ma vir 'n mandjie, dankie vir beskerming, dankie vir voorsiening. Vierde ding, dankie ma dat jy jou kind in jou hart dra. Dankie dat jou kind, dit klink significant, maar het jy al ooit daaraan gedink dat Maria is die enigste een wat teenwoordig was by die geboorte en die sterfbed van Jesus Christus. Sy is die enigste een by die geboorte en die sterfbed van Jesus Christus. En sy staan by die kruis en Jesus word, haar seun hang aan die kruis. Dis haar seun. Maar die beautiful ding van hierdie is, dat die Bybel sê in Hebreërs 3, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon. Julle wat in die liefde gewortel en gegrond is. Hy sê, sodat Christus deur geloof in julle harte kan woon. Arnold, wat sê hy? Ek wil hê jy moet die volgende verstaan. Maria's by haar seun en hy sterf. Hy word gegee vir bediening, vir jou en my. Maar toe hy opstaan, toe vaar hy op en die Gees kom af en Jesus kom woon in haar hart en sy dra haar seun vir die res van haar lewe in haar hart, soos ek en jy ook. So ma, ek wil net vir jou dankie sê, dankie dat jy jou kind dra. Ek weet jou kind is 50 en 60 jaar oud, maar jy dra hom nog steeds, is dit nie? Hy stap nog steeds by jou huis en maak jou yskas oop en vat net wat hy wil hê. Dis wat ek doen by my ma, okay. Of hulle daarvan hou of nie, is my ma, is my pa. Ek is al nie 40 jaar oud, maar dis wat ons doen. Ek is net vir Karen sê dat ek eers die yskas oopmaak. Ek sal eers die lekker goed kies. Want jou ma se yskas is altyd lekkerder as jou, né? Ek weet nie van jou nie, maar by my is dit so. Ma, dankie vir hierdie goed. Op Moedersdag, ons salieer jou. Ons salieer jou dat jy bid vir jou kind. Ons salieer dat jy bid vir jou kleinkinders. Ons salieer jou in Jesus naam op hierdie Moedersdag. En ons sê dankie vir jou moeder natuur. Dankie vir jou moeder natuur. Amen. Ek sal vir jou videoklip wys. Vonkprof was op 'n kamp gewees laas naweek en ek dink Cherie het dit gemaak, né? Cherie het vir ons 'n video gaan maak. Ons wil dit graag vir jou wys. Nou wil ons graag 'n geleentheid skep vir van hierdie jong mense om te getuig wat die Here vir hulle gedoen het. En jy gaan aangenaam verras wees. Nico en Naomi doen fenominale werk daar en ons is so dankbaar op hulle. Ons is so trots op hulle. Kom ons gee vir hulle lekker hande klap. En ek gaan vra dat ons dit gou gaan opsit, Nadia. Kyk gou hier na Vonkprop se kamp. Dit was daar in Brits. En dan gaan ons luister wat sê die jong mense voor ons sit aan die tafel van die Here. Why you ever chose me has always been a mystery. All my life I've been told I belong at the end of the line, with all the other not quite, with all the never get it right. But it turns out they're the ones you were looking for all this time. 'Cause I'm just a nobody, trying to tell everybody all about somebody who saved my soul.
Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. When Moses had stage fright, and David brought a rock to a sword fight, you picked 12 outsiders nobody would have chosen, and you changed the world. Well, the moral of the story is everybody's got a purpose. So when I hear that devil start talking to me, saying, who do you think you are? I say, I'm just a nobody, trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. So let me go down, down, down in history. Amen, 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 amen. Kan met stop vir my, hoor. En hulle het die Here ontmoet, ons het die Here vertrou vir 'n amazing werk. En ek bel van Naomi en ek sê, reël met hierdie jong mense dat hulle kom getuig. Want een van die eerste goed wat moet gebeur wanneer jy God ontmoet het, is there's an overflow. There's an overflow. Wanneer jy regtig met die Here ontmoeting gehad het om te getuig. En van die jong mense is dalk bang vanoggend, hoor. Hulle hoef nie lank te getuig nie, net 'n minuut of 2, maar Naomi en Nico het gevra of hulle by hulle kan staan en net hulle kan support. So ek wil nie moet luister wat die Here vir hulle gedoen het. Dis nie hulle teologie nie, dis hulle getuienis. Dis eerstens, dis wat die Here vir my gedoen het, dis wat die Here vir hulle gedoen het. So Naomi en Nico, ek weet nie wie hulle is nie, maar julle kan hier voorkom staan en dan kan julle, miskien moet julle hulle nomineer om te kom in die volgorde. Kom ek gee vir jou daai mikrofoon. Okay. Kom getuig, wat het die Here vir jou gedoen? Kom ons luister. Goeiemôre gemeente. So ek wil graag vir Rico eers te kry. Rico. Kan ek sommer Nee, praat met hom, praat met hom. Jy moet met hom praat. Okay, so my naam is Rico. Hallo almal. Ek het niks voorberei nie. Ek praat van my hart af. Dis reg, dis reg. Ja, ek sal sê ek het 'n bumpy road geloop. Ek het te mekaar geraak met baie verkeerde dinge en vir 'n lang tyd was ek kwaad geweest vir God en ek het nie geweet hoekom dit met my gebeur het nie en ek het nie verstaan wat aangaan nie en ek het comfort gesoek in die dinge van die wêreld en ek het nie geweet hoe om met dit te deel nie. Ek wou nooit jeug toe gekom het nie, ek wou nie Young Adults toe gegaan het nie. My hart was baie hard towards God geweest en hierdie naweek wat verby is, ons het op die kamp gegaan. Ek wou nie gegaan het nie. Ek was regtig nie lus om te gaan nie. En hoe meer ek my hart oopgemaak het vir God, hoe meer het hy vir my gesê hy wil vir my meer gee en hy wil vir my meer gee. En dit was nie tot hulle vir my broer gebid het dat ek besluit het, weet jy wat, dit is nou of nooit. En ek het totaal en al oorgegee aan die Here. Ek het uitspattig begin huil en die Here het net my gedeliver en ek het totally die peace of God gevoel. Ek het letterlik gevoel die Here aan my hande raak. En dit was vir my net 'n wonderlike experience en dit is net so goed dat God vir my gedoen het en ek wil dit met die hele wêreld deel want dit wat hier gegaan het, sommige mense sal dit nie kan sê van my nie, maar dit het gebeur. En ek het 'n nuwe ontmoeting met God gekry en ek weet dat ek is lief, hy is lief vir my, ek weet dat hy wil vir my meer gee en ek weet dat daar's niks soos God se liefde nie en hy het wonderlik in my lewe gewerk en ek weet dat dit is net die begin, hierdie is die eerste stap in die regte rigting en die dinge wat God vir my beplan is baie beter as die dinge wat ek ooit vir my lewe kon beplan en amen. Ek vertrou net op die Here dat hy vir my sal wys waartoe ek moet loop en dat hy die voetstappe voor my uitgeloop en hierdie naweek by Vongprop het hulle my gelunch en hulle daai vuur in my aangesteek en op hierdie oomblik wens ek net en ek hoop en ek bid dat dit nooit sal uitblus nie en ek weet dat in God is ek wie ek moet wees en ek is besig om te kom waar hy wil hê ek moet wees en
dit is nie vir my wil nie, dit is alles net vir die Here en die Here is goed. Jo. Die Here het my gered en ek kon dit Yes. self doen nie. So, Amen. Glory to God. Woo! Amen. 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 Alleen twee. Ja, skus. Daar's net een vers wat ek wil deel in Romeine 12. Ek dink dit is Romeine 12 vers 11. Wat sê moenie traag in die ywer wees nie, maar wees vurig van gees. Yes. En elke vonkprokkind, onthou dit, wees vurig van gees. Yes. Al is jy uncontainable, just let it out. Kan ek vra dat Jace. Hallo, my naam is Jace en ek was nie juist die tipe kind wat kom ek sê nie aan God geglo het nie, maar ek was altyd bang vir hom. Ek het nie geweet wat hy kan doen nie en soos mense wat bid en hulle val langs my, het ek nie geweet wat dit was nie. En ek het altyd gehuil by die huis van sulke tipe goed dat ek het nie geweet wat om te doen nie, ek het nie geweet na wie toe om te gaan nie. En my pa het heel dit werk en nog het ek nie geweet vir wie om te vra nie. En voor die jeug was ek nie lus om te gaan nie. Ek en my boetie het die hele tyd gesê ons wil nie gaan, ons het draai planne maak om enigiets anders te doen behalwe jeug. En toe ons op die jeug gaan, het ek altyd uitgesien na die ete, die kos. Ek was nie lus om te praise and worship nie, want dit het niks vir my bedoel nie. En Saterdagoggend het pastoor en sy vrou vir ons kom bid. En vir my, ek het die hele tyd draai wegkyk, ek wou nie gehad het almal moes my sien nie. En toe roep hy my vorentoe en toe sit hy my tussen twee pilare en toe sê hy vir my van Samson en toe vertel hy my die hele storie daarvan. Toe bid hulle vir my en ek het gelag wat niks vir my beteken nie. En Sondag het Sondag het hulle vir my boetie gebid en vir Keegan en ek het weggeloop want dit was nie lekker vir my om te sien hoe skree almal en gaan te kere nie, ek weet nie. En Sondag aand het ek saam tannie Noemele gegaan in die veld, wel nie veld nie, grasperk, maar wat hier. En toe vra sy toe bid ek en goed, ek het try inpas nog steeds en toe kom staan sy my, toe vra sy is ek reg en ek was reg. Toe sê ek vir ja, toe begin sy vir my te bid en daarna het ek nie geweet wat gebeur het nie. Toe was ek in 'n donker vertrek, toe sê die Here vir my, wag, dis ek gaan uitpos. Ek gaan nie pas nie. Die sê die Here vir my, ek is nie alleen nie en hy is hier so vir my. Wow. En toe ek op die weer nie wakker word nie, toe ek my oë oopmaak, toe is my boetie hulle langs my en my neefie en hulle het saam my gehuil en gesê ek is alright en van daar so af voel ek asof niks my kan stop nie. Ek sê vir almal van die Here en ja, dit is my storie. Glory. Amen. Nathan. Amen. Amen. Hallo almal, ek is Nathan Potgieter en ja, ek was altyd ook bang vir God en ek was so onseker of hy my ooit liefhet en ek wou ook nooit jeug toe kom nie en veral hierso by Charisma. Dit was baie anders as al die ander jeug. Dit was
Ja. En ek het gedink dis 'n slegte ding. Ek wou nie so sterk soos praise and worship en ja, dit was vir my baie scary en ons het ook vir 'n paar weke dit avoid en alles. Maar toe die jeugkamp kom, toe ja, ek wou ook nie gaan nie. Ek was rebellious en ek wou nie daar wees nie. Maar toe Pastor Arnold vir ons dit kom oopmaak, die jeugkamp kom oopsluit, toe verander daar iets in my hart en dit het gevoel asof ek daar wou wees en toe ek sien wat deur my neefies gaan en my broer, toe maak dit regtig my hart oop vir God en toe daai Sondag aand die volgende dag, toe Jace deur deliverance gaan, toe dit regtig my hart geraak om te sien hoe God die mense wat ek liefhet se harte werk. En toe kom Bethany Naomi vir my en ek het net so begin skud. En ek kon voel hoe Jesus binne my werk. Jo. En ja, ek en Jace selfde ouderdom en by die skool praat ons met almal daaroor en Yes. dit voel asof daar iets binne my is wat my net die hele tyd herinner dat ek moet lewe volgens God se woord. Amen. Hallo almal, ek is Keegan. So, voor die jeugkamp het ek het in God geglo, maar dis omdat ek moes, nie dat ek wou nie. En ek het gedog hierdie goed dat hulle by hierdie kerk doen was weird en Ek dink ook so, Keegan. nee, net dit was net anders gewees. En toe ek jeugkamp toe gaan, was ek ook nie lus om te gaan nie. Dit was nie vir my lekker nie. Maar toe ek deur deliverance was, dit was lekker. Dit was soos iets wat ek nog nooit experience het nie. Ek het vars gevoel, ek het vry gevoel, ek het gelief gevoel. Jo. Ek was nog nooit so at peace in my hele lewe gewees nie. En ek het mense vertel van wat by die kamp gebeur het. En ek het ook baie mense verloor deur dit, maar dit was vir die beste. Yes. En ek sal eerder 'n paar vriende verloor en God dien. Wow. As dat ek nie vir God kan dien nie. Ja. Yes. Sherry gaan ook met ons deel. Hallo julle, my naam is Sherry. So ek wil net vertel hoe goed die God, soos hoe die Here vir ons is. So ek het 'n rukkie gesukkel met vriendskappe. Okay. Ek het nie altyd ingepas nie en ek kon ook nie myself wees nie, okay? Sure. En by Vongprop het ons 'n wonderlike vriendskapgroep en hulle almal is soos familie vir ons. Ons kan met mekaar praat, ons bid vir mekaar, ons ondersteun mekaar en ons dra mekaar op die hande. Ek wou ook nie regtig kerk toe kom laas jaar nie en goed, want ek was ook bang vir hierdie goed wat gebeur en so. En nou na die kamp is ons op hierdie journey en dit is net wow, die Here gaan ons op soveel hoër vlakke vat en dit is nie die einde vir Vongprop nie. Daar's nog soveel meer wat gaan gebeur. En ja, die Here is net goed vir ons. Amen. Nathan. Askies ek stretch jou so 'n bietjie vanoggend, hoor. Nathan. Hallo julle, ek's Nathan.
Die Here het net die naweek op die kamp vir my baie goed confirm. Hy het my lewe verander. Hy het vir my goeie vriendskap gebring. Ek het die voorreg om in Cherise vriendskapgroep te wees en ons is net almal grateful vir mekaar. Ons dra mekaar, ons gee 'n goeie impak op mekaar. Sure. Amen. Amen. Is daar enige ander iemand wat wil getuig van Vangprop net? Enigiemand? Is julle almal okay? Amen. Michael en Manet. Kom Manet, jy gaan nie sit nie. Kom. Hallo julle, ek's Michael. Ek wil julle net vertel van hoe desperaat my gees was vir hierdie kamp. Ek was so lus om net in die vuur van die Here te kom en al daai dinge en ek kan ook vir julle sê, nog nooit het ek iets soos dit ervaar soos ek het op die kamp nie. Dit was regtig waar amazing. Dit was so cool vir my om net te sien hoe mense net gedoop word met die Heilige Gees. Ons bid vir hulle en dan kry hulle tale. Ek kan vir julle sê die teachings en die praktiese dinge wat ons gedoen het, wat ons luister vir die Gees en al daai dinge, dit was so amazing dat ons dit ook kan dra in ons alledaagse lewe. Dat ons die Here se stem nou hoor in die alledaagse lewe en dit is vir my amazing. Kan ek julle vertel, voordat ons Charisma toe gekom, ons was in Maranatha gemeente en daar so, ek was altyd in die slaap geval in die diens, gesing en al daai dinge. En een keer Ja, ons sal dit uit-edit. Ons kom toe die een keer hiernatoe, dat ek my oom hulle wou gedoop geword het en ons dogter, okay, ons kom en ons ondersteun en ons kyk hoe dit gedoen word. En die diens het ons so aangeraak dat daai volgende Vrydag sê my ouers, ek gaan so my jeug toe. En ek voel, okay, maar ek ken eintlik niemand hier nie, dit gaan bietjie awkward wees as ek daar is. En ek vra toe een van my vriende kom saam en al die dinge en ek kom nou Maranatha is ook 'n AGS gemeente, maar ek het nog nooit gesien hoe val iemand onder die Gees of hoe die mense in tale bid en al die dinge. So dit was vreeslik vreemd vir my. Na die aand gaan sit en ek bid en ek vra vir die Here, wat is hierdie goed wat ek nou gesien het en al die dinge. En die Here, hy antwoord my deur om my net te sê, jy soek dit ook. Jy wil ook dit hê. En vir die volgende 3 weke wat ons Vangprop toe gaan, kon ek nie wag om onder die Gees te val of laat iemand bid vir my tale of wat ook al nie. Maar van daar af, ek dink is nou wat 2 jaar. Ja. Van 2 jaar, net absoluut elke liewe kind waar daar is, die vriendskap wat ons gevorm het en hoe ons gegroei het in die Gees is net amazing. Sure. Amen. 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 Nog een, ja, dat ek vertel vir ons. Ja, girl. Wel, ek wil net begin om te sê, ek wou ook nooit eintlik jeug toe gaan nie en ek wou nie daar wees nie. Want toe kry ek net die fire vir die Here en ek het dit gesoek en ek wou net meer hê en meer hê. En toe ontvang ek die rol van 'n warrior wees en dit was net amazing. En tannie Naomi sê ek was gewewe in goud soos my armor opgesit was en dit was regtig, dit was net amazing. Sure. En van daai dag af het ek net 'n fire vir die Here gehad en ek brand net vir hom. Amen. 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 Ek wil net vir Keegan sê, ek wil net vir jou sê, die vriende wat jy verloor het, is vriende wat jy gesaai het. En wanneer jy iets saai, dan verdwyn die saadjie, jy verloor dit, maar uit die saadjie uit kom daar 'n menigte vriende na jou kant te hoor. Jesus naam, amen. Ek gaan vir Grein vra om getuig wat jy net vir ons Woensdag aand, net rondom wat die Here vir jou gedoen het. Die getuienis, jy het vir ons getuig. Ek sit jou op die spot, ek weet jy het Woensdag aand getuig van. Hallo julle. Nog snaaks, net voordat ons nou op die weegkamp gegaan het daai Vrydag, het ek een kliënt gehad wat ingekom het na my werkswinkel toe. En terwyl ons met sy voertuig besig is, lei die Here my, ek moet die ou begin praat. Sy naam is Sarel en die ou praat met my, hy sê nee, het gaan nie te goed nie. En ek vra vir hom hoekom, hy sê nee, kanker. En ek sê vir hom nee, dit werk nie so nie, ons gaan vir jou bid. Dit is vir my net hier in my ontvangsarea. En my ou is al agter besig met sy kar en ek is voor besig met hom daarso. Besig met die Here te praat en lê hom hande op, anoint hom met olie, lê hom hande op. Hy is daar weg. Vroeger die week bel hy my.
Dis my Graham. Jy gaan nie glo nie. Ek was nou by die dokter, ek's in remissie. Ek is alright. Sure. Amen. 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 Ons wil hê jy moet verstaan dat toe jou ma jou in haar moederskoot gehad het, het God jou geroep. En julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal my getuies wees. Die essensie van Pinkster is die koms van die Heilige Gees wat iemand aan die brand steek en maak dat hy kan getuig. Hierdie kinders vertel by die skool, getuig van die skool wat het die Here vir hulle gedoen. They're not forced to do so. They've just got a passion inside of them burning to tell others. En dis nie net vir hulle nie, dis vir jou ook, is vir my ook, om vir iemand te bid by die werk, om vir iemand hande op te lê, om uit te stap in geloof en te sê, Here, gebruik my en vervul hierdie calling wat jy my gegee het toe ek in my moederskoot was. Is daar nog iemand hier wat vinnig kom wil getuig? Ons gaan nou sit aan die tafel. Ek wil nog een persoon getuienis gee wat sê, yes, ek wens ek kon die mic kom vat. Ek wens. Kom Louisa. Kom getuig. Getuig. En almal wat goeders doen. Ek wil net graag vertel van my liewe Matthew. Matthew en Anjanie, Jonathan en Anjanie is die twee extrovert kinders, maar Matthew is een wat teruggetrok is. Hy doen nie sommer veel iets nie. En dis so ek so 'n maand terugkom aan die dag by my en hy vra vir my, mamma, ons is besig met 'n Bybelleesprogram in die huis wat ons elke aand volg. Hy vra toe, mamma, kan ek 'n koppie kry? Ek het vir my maatjie gee. Maak vir my 'n koppie, hy vat dit skool toe, gee dit vir die maatjie. Die volgende naweek sit ons in die studeerkamer en hy krap 'n ou Bybel uit een van die boekrakke uit. En hy vra, mamma, kan ek die Bybel vir my maatjie gaan gee? En hy, by die kind wat stil was, wat teruggetrokke is besig om op sy manier die woord daar buite te verkondig en sy maat na Here te lei. Amen. So die Here is besig met ons kinders. Amen. Amen. Glory, 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 glory. Kan ons in die atmosfeer aan die tafel van die Here sit? Ek gaan vir Dennis vra om net te kom deel. Ek het hom gevra, Dennis, sê vir my, wat beteken die tafel van die Here vir jou? Pastoor Dennis White. Môre almal. Sjoe, ek is 'n bietjie geboikot vanmôre. Want dit wat ek wou gesê het, toe ons begin worship het, die Here my anders gelei. En na aanleiding wat hier gebeur het in die loop van die môre, is dit net 'n confirmation dat dit wat ek moet sê absoluut van die Here af is. Preach it. Hierdie heilige sakrament is vir elkeen van ons. Die prys is betaal ten duurste. En hier's van ons wat hierso sit, wat by ons huise is, dat daar verdeeldheid is. En as ons by hierdie tafel sit, moet ons seker maak dat ons vry is, dat ons vreugde in ons hart het, dat ons reg gemaak het met die mense by die huis, in ons families en in die gemeente. Dat wanneer ons hierso sit, dat ons saam met Jesus kan sit. Die Here wil vandag, hy nooi ons uit vandag, die wat stikkend is, ons almal het probleme, die wat selfvergifnis nodig het, hy sê vandag, kom sit saam met my hierso, ek wil jou voete was vandag, jy is my geliefde seun, hy wil jou bedien vandag, en hy sê vergewe die, al is dit nie jou skuld nie, jy wat eerste vergewe, is eerste vry. So kom vanmôre en sit saam met Jesus aan hierdie tafel. Dankie. Ek wil iemand vir my bly staan. Ek wil iemand vir my bly staan. Amen. Ek gaan bid. Dennis gaan hier voor staan. Kathy, jy kan jou man kom help. Dis nie met julle gereël nie. Ek maak reël nou met jou kom staan hier voor. En nou wil ek hê ons gaan rustig musiek aansit. Dan kan ons 'n bietjie tyd spandeer met die tafel. En as jy vanoggend hier sit, miskien en ons regtig iets in jou hart teenoor iemand. Wil jy nie toelaat dat die potensiaal van die tafel
in jou hart tot sy volle reg kom nie. Wil jy nie miskien met jouself alleen kry? Miskien met jouself alleen kry ergens in 'n gebou of ergens op 'n plek in hierdie gebou vanoggend. En miskien moet jy gaan sê, Here, ek spreek vry en ek vergewe. Wat Dennis sê is waar. As jy vry spreek, is jy eers te vergewe. Laasweek het dit ook uitgekom. To forgive somebody is to open the prison door and to realize that that person is you. It's you. Dat God wil met vergifnis vir jou bysit. Hy wil nie wegvat nie. Hy wil altyd bysit. Vergifnis sit vir jou meer by. En ons gaan bid oor hierdie tafel. Dan gaan ons 'n sang aansit. Dan gaan Dennis en Cathy gaan aan die een kant staan met die brood en met die druiwesap en aan die ander kant ek gaan vir Neil en Charlene vra. Julle my nie help nie. Ek soek ons wat by die kamp betrokke was. Hulle gaan net vir my aan die kant staan en ons wil hê jy moet kom haal. Ons wil hê jy moet kom haal en jouself. Ons gaan nie haastig wees nie. As ons klaar is, gaan ons die diens afsluit. Julle kan net met daar sit. Dankie. Ek gaan nou vir julle gee. Ons gaan bid en dan wil ek hê kom ons maak tyd met die Here vanoggend. Dit praat van vergifnis, dit praat van genesing, dit praat van voorsiening, dit praat van 'n nuwe lewe, van weergebore wees. Terwyl dit nou Moedersdag is, weergebore deur God se Gees. Jesus is gebore deur die Gees. Net soos ek en jy gebore deur die Gees. En dit spreek van dit is 'n mag jy vanoggend as jy in 'n donker tyd sit, mag hierdie vir jou die donker wolke kloof en die son laat deurskyn op jou siel. Vanoggend. Dis nie net gewoonte nie. Dis nie net ons moet dit doen nie. This is a sign of victory in our lives. En dan gaan vir ons bid en dan gaan ons jou bedien. Here, dankie vir die tafel. Dankie vir die kruis. Dankie vir vergifnis, dankie dat U gesê het. Here, vergewe hulle. They don't know what they are doing. Here, hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle sien nie soos ek sien nie. Hulle kyk nie soos ek sien nie. Hulle sien nie die hele prentjie nie. Terwille van hulle kortsigtigheid, vergewe hulle. Vergewe hulle. Dankie dat U gesterf het, Here, dat ons Christus kan ken. Dat ons vry van veroordeling, van aanklag en skuld kan wees. Wees verheerlik vanoggend. Ons seën hierdie tafel, ons seën die brood, ons seën die druiwesap. En dankie dat dit nou nie net meer dit is nie, maar dat dit U liggaam en U bloed verteenwoordig. Seën elkeen wat kom sit vanoggend aan die tafel van die Here. Seën dit in elke liggaam. In Jesus naam. Amen, 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 amen. So jy kan die kant kom haal, of jy kan vir my aan die kant kom haal, jy kan vir my daai lied aansit asseblief. Kom ons vat bietjie tyd in hierdie atmosfeer. Die ligte is gedim. As jy ergens wil gaan sit, doen dit. OK, kom ons hou nagmaal. Saam met ons boetas en sissas. As little children, we would dream of Christmas morn, of all the gifts and toys we knew we'd find, but we never realized a baby born one blessed night gave us the greatest gift of our lives. We were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died.
gaan hierdie lied weer aansit. Of voel jy dalk net jy wil saam met iemand gaan bid, saam met iemand nagmaal gebruik as jy nog nie het nie. Maar kan ek jou vra dat ons terwyl jy die lied nog een keer speel, maak erns met die Here, Daar's vir jou oorwinning in hierdie. Okay? As jy by iemand wil gaan sit, as jy iemand wil gaan bid, as jy vanoggend net vir iemand wil ondersteun op enige manier, as jy vanoggend iemand wil gaan vryspreek, wat ook al, gaan en doen dit nou, is dit reg? Ons doen dit nou, kom ons doen dit nou, kom ons wees familie, kom ons wees charisma, geskenk, kom ons wees boetas en sissas, soos wat ons sê ons is. Ek gee jou nog 'n geleentheid, kom ons doen dit. Children, we would dream of Christmas morn, of all the gifts and toys we knew we'd find, but we never realized a baby born one blessed night gave us the greatest gift of our lives. We were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. As the years went by, we learned more about gifts, the giving of ourselves, and what that means. On a dark and cloudy day, a man hung crying in the rain, all because of love, all because of love. Oh, and we were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. I finally found a reason for living. It's in giving every part of my heart to Him. And all that I do, every word that I say, I'll be giving my all just for Him. For Him. And we are the reason that He gave His life. We are the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. He is our reason to He came to save us when He gave His life for us. He suffered and died. To a world that was lost, He gave everything. He gave everything to show us the reason to live. Is enigiemand oorgeslaan? Almal bedien, almal het gekry. Ek wil sê vir die Vonkprop ouens, julle ouens is inspirasie vir my, hoor. Regtig. Ons hou julle lewens dop.
Laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld. Skryf Paulus aan Timoteus. Uit wat jy uit sou kom uit die vrug van vonkprop se bediening. Hulle is vonkprop. 'n Vonkprop, ons met hulle gepraat, toe ons sien ons en ek wys vir hulle 'n vuurpyl wat in die lug by NASA. So 'n vonkprop steek potensiaal in die brand. Petrol, brandstof. En dan staan potensiële energie vir ontploffing of dryfkrag of wat ook al. It sets in motion something with a spark. Amen. En mag dit vir julle so wees. Kan ek jou vra om saam met my te staan? Ons gaan hierdie diens net afsluit. Dankie dat jy vanoggend hier was. As jy nog iemand wil kom sien, bel ons, maak 'n afspraak. Ons wil graag met jou gesels. As jy wil ons om saam met jou bid of jou op enige manier help. Onthou asseblief as ek amen sê, daar's iets om te eet, iets om te drink by Charisma Café. Ons nooi jou uit. Kom en kuier saam, bring jou ma en koop vir haar lekker koek. Okay. Amen. Ek gaan vir Nico vra. Nico Visser om net vir ons af te sluit. En ek sit hom dalk op die spot. Maar net ons te seën en mag jy 'n geseënde week en die vrede van die Here. Shalom. Here God en Hemelse Vader, ons loof en ons prys U in hierdie wonderlike dag. Here, dankie vir dit wat U aan ons gedoen het. Here, dankie vir die getuienis wat uit die kinders uitgekom het. Here, dankie dat ons dit kan glo. Here, baie van ons sien is glo, Here, dit wat gebeur is waar. Dit is moontlik en wonderwerke gebeur wel. Ons loof U en ons prys U in hierdie wonderlike dag en Here, dankie vir ons moeders. Here, dankie dat ons hulle kan eer en op ons hande kan dra. Ons loof U, Here, gaan met ons met hierdie nuwe week wat voorlê. U ken ons elkeen se tekortkominge, sterk U ons daarin, gee vir ons wysheid, dat ons elke situasie kan hanteer met die goedheid van U hart, Here. Ons loof U en ons prys en ons U groot en heilige naam Jesus Christus. Amen. Amen. Jy kan nou weer maar dieselfde lied aansit, maar voor jy dit doen, die enkelpaas, as jy enkelpaas is, asseblief, kom haal vir jou nog chocolate, en dan as jy is en jou ou ma's dalk by die huis, jy wil vir haar chocolate kom haal, dan gee ons jou toestemming, kom en saai dit in haar lewe, en sit weer vir my, We Are The Reason aan, asseblief, hoor, nie 'n ander lied nie, sit weer vir my daai lied aan, hoor, kom haal en kom ons saai hierdie ook in anders lewens, al die enkelpaas, as jy 'n ma by die huis sit, wat dalk nie hier kon wees nie, kom kry vir jou iets, baie dankie Pierre.